Goeiemiddag gemeente, en ook hartlik welkom vanmiddag aan al ons besoekers by hierdie besonderse geleentheid waar ons die hemelvaart van ons Here Jesus herdenk. Ons kan nie anders begin wanneer ons Here nader as om te roep in nood en afhanklikheid, en ons doen dit met die woorde: kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Here, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here, onse God. En dan antwoord hy ons met sy heerlike seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Kom ons antwoord ons Here met lof en ons sing vir hom. Psalm 24, daarvan gaan ons verse 4 en 5 sing. Ons Here in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, is vir ons opreg en diep en eerlik 'n voorreg en 'n vreugde om weer so in die middel van die week voor U te verskyn. Ja, om U lof te besing, ons harte te vul, ons gedagtes te vul met wie U is, en dan ons monde met U lof. So ons 'n vreugde om weer na U woord te luister. Veral op 'n dag soos hierdie waar ons harte rig tot die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Daar waar ons sien U neem hom op, fisies weg van ons af, maar geestelik nog altyd by ons. Ons bewonder en oordink hoe hy nou aan U regterhand sit, koning van die konings en Here van die Here. Dit is na hom wie ons harte en gedagtes nou rig. Lei ons dan deur die Gees. U ken ons staat en ons swakheid. Reinig ons gedagtes, rig dit enkel en alleen op U woord. Help ons om te verstaan, en help ons om dit wat ons sien en verstaan lief te kry. Om dit te glo met alles in ons. En om ewig daarin vas te hou. Ja, Vader, ons prys U vir die rus, die troos, die veiligheid wat ons het in die hemelvaart van ons Here, om te weet hy regeer. Om te weet hy heers oor alles en dat niks ons per toeval beval nie, maar alles onder die heerskappy van ons koning. Die wêreld is vol gebrokenheid en boosheid en 'n begeerte en 'n gryp na mag. Maar niks en niemand kan ons koning ooit van sy troon afhaal nie.
Daarvoor sal ons U prys nou en tot in ewigheid. Hoor ons dan in die naam van hierdie groot en heerlike koning van ons, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons rig ons harte en ons gedagtes vanmiddag na die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Nou, Christus het homself alreeds bewys as koning van die aarde toe op sy roepstem die aarde vir Lazarus teruggee. Hy het homself bewys as koning van die see toe hy daarop geloop het, toe Petrus 'n net vol visse word, toe die see geswyg het op sy bevel. En hier nou oordink ons, oorweeg ons, hoe hy homself ook as koning bewys van die lig, deur in die onpeilbare, onbereikbare lig op te vaar. Dis waarna ons onsself vanmiddag rig. Meer nog, ons wil sien watter kosbare en heerlike waarhede ons Here vir ons agterlaat in die gebeure van daardie dag, toe hy opgevaar het. En daarvoor gaan ons saam luister na die Gees, hoe die Gees vir ons hierdie gebeure neerpen vanuit Lukas en Handelinge. So eers gaan ons luister na Lukas 24, daarvan vers 50 tot vers 53, en daarna gaan ons luister vanuit Handelinge. En beide van hierdie tekste is dit die Gees wat deur Lukas spreek, en in beide van hierdie tekste is daar kosbare, heerlike waarhede wat Here vir ons uitlig. So blaai saam met my eerstens na Lukas 24. Ons 3 waarhede in ons tekste, en beide van hulle wat ons vanoggend na gaan kyk. Die een, Christus se verdwyning beteken nie sy verlating. Nommer 2, God was stil by die graf, maar duidelik by die hemelvaart. En dan nommer 3, ons kyk na wat leer die Gees my oor my verhouding met God en my ervaring in my verhouding met God, deur wat hy gedoen het, sy handelinge met die disippels, daarby by die hemelvaart. So kom ons luister eers na Lukas 24, laaste gedeelte van die evangelie, vers 50 tot 53. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid, na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Nou ons Here Jesus is weg, lankal. Ongeveer 2000 jaar terug is hierdie woorde vir ons neergepen, oor wat gebeur het op daardie dag. Hy is nie meer fisies, tasbaar, sigbaar hier nie. Maar sy verdwyning het nie sy verlating beteken nie. Dit is nie gelyk aan mekaar nie. Hoe belangrik is dit dat ons dit sien? Hy verdwyn, ja. Hy is nie meer fisies hier nie, maar nie verlaat nie. En dit is inderdaad wat die Here vir sy disippels reg deur sy bediening geleer het. Ons dink terug aan Nathanael. Maar alhoewel Christus afwesig is in die vlees, is hy geen onverskillige, geen werklose, geen dooie Jesus nie. Sy krag, sy werksaamheid, sy heerskappy, sy teenwoordigheid kan nie beperk word deur plek en ruimte nie. Dink terug aan Nathanael en die hoofman oor 100. Dink aan die hoofman oor 100. Hy kom na Christus toe en hy sê, my diensknegt is dodelik siek, hy lê op sterfte. Sal u hom kom genees? En ons Here gaan nie na hom toe en gaan genees hom soos wat hy al tevore gedoen het nie. Hy spreek net. En op pad terug kom berig na die hoofman oor 100 toe dat sy diensknegt het gesond geword. So dan kan Nathanael, toe hy Jesus vir die eerste keer ontmoet, dan sê ons Here oor hom, hier kom hy aan en Jesus sê, hier is waarlike Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. En hoor ons Nathanael sê vir hom, van waar ken jy my? Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien.
Met ander woorde, die Here deur sy bediening leer sy disippels al. Wie hy is, wat hy doen, is nie afhanklik van waar sy liggaam is nie, waar hy fisies is nie. Nou kyk, hoe sien ons dit ook in vanmiddag se teks. Hier in vers 51, in vers 50. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En wat is hierdie seën dan anders? Hierdie seën wat hy uitspreek oor sy disippels voor hy opgeneem word, as die belofte van sy teenwoordigheid, die verbondsbelofte, dat hy met hulle sal wees, dat sy seën, sy krag, sy teenwoordigheid bly by hulle. Julle kan dink aan die beeld fisies van wat daai dag gebeur het. Hy staan en seën hulle, met sy hande uitgestrek na hulle toe, en terwyl hy hulle seën, word hy opgeneem. Want hulle staan en kyk vir hom, terwyl hy opgeneem word, en al wat hulle sien soos wat hy opgaan, is hoe hy gedurig deur hulle seën. Die laaste prent wat die disippels van hulle Here het, is hy wat staan en hulle seën, soos wat hy opvaar. Ons weet nie presies wat die woorde was waarmee hy hulle geseën het nie, maar ons weet dat sy seëning, sy teenwoordigheid, sy werksaamheid by hulle beloof, beseël, bevestig. Oorweeg die seëning wat ons gereeld ontvang aan die einde van die erediens in Nimmerie. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Hy sal werk vir jou. Hy sal werk met jou, by jou. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Jy sal sy teenwoordigheid hê oor jou soos die son. Hy sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Of sy seën uit 2 Korintiërs, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle, bly by julle, aan julle sy. Ons Here se seën waarborg sy werksame, bewarende teenwoordigheid by ons. Al is hy nie fisies hier nie. Dis wat ons sien in hierdie teks, wat hy doen met die disippels. En hoe baie van ons persoonlike en kerklike probleme en worsteling sal opgelos word, as ons hierdie regtig net goed begryp. Sy verdwyning, fisies, in liggaamlike vorm, beteken nie sy verlating, of sy onttrekking nie. Dink aan Openbaring, wat hoor ons daar van ons Here? Wat sien Johannes? Hy wandel, hy beweeg, hy's besig, tussen sy kandelare, tussen sy gemeentes. Meeste van ons onrus, ons konflik, ons swakheid, ons sonde, kom vanuit hierdie plek juis. Ons stel die verdwyning, die liggaamlike verdwyning gelyk met verlating en onttrekking. Ons dink, hy is weg, ag as hy tog maar net nog hier was in sy liggaam. As hy maar net by ons vergaderinge was, as hy gesit het aan tafel. As hy maar net onder ons eredienste was, in liggaam, voorgesit het in die kerk. Nou al wat ons oor het is hierdie bietjie geloof, en nou moet ons sonder hom aangaan. En wat anders as ons so dink, wat anders kan die gevolg vir ons gemeente wees, as konflik, en twis, en dwaling, onsekerheid, ywerloosheid. As ons so dink, wat kan anders die gevolg vir ons persoonlik wees, as om te voel, ons is ver, oorgelaat aan onsself, oorgelaat aan die omstandighede. Dis 'n duur fout om te maak. Om te dink dat sy fisiese verdwyning beteken sy onttrekking, of sy verlating. Maar ons Here Jesus sien ons in hoe hy opvaar, het nog nooit sy seën onttrek van sy disippels af nie, van sy kerk af nie, sy werksaamhede, sy bewarende teenwoordigheid, is nog altyd daar. Sy hoëpriesterlike hande drup nog van seëninge soos die heuningkoek. Elke Sondag, net soos vanmiddag, kom ons in sy huis, roep ons hom aan, en wat is die eerste antwoord wat die Here ons gee? Elke week. Hy seën ons. Hy lê die hande op ons. En hy spreek sy seën, sy teenwoordigheid, sy werksaamheid oor ons uit. Na die erediens, wanneer ons uitgaan in die res van ons lewens in, ons gee nie 'n tree voordat die Here ons eers weer seën nie. Voordat ons weer herinner
opnuut weer sy seun op ons lê nie. En dit leer die Here vir ons deur sy disippels by sy hemelvaart. Hy verdwyn die diep onpylbare blou in, hulle kyk stip tot hulle hom nie meer kan sien nie, maar sy hande bly uitgestrek oor ons, vol, oorvloedig vol van sy seun, vloeiend van sy seun. O, dat ons hom so mag sien, wanneer ons opkyk, wanneer ons saamkom in ons eredienste. Baie kyk ons na die mense rondom ons, ons hoor die sang, ons hoor die gebed, ons hoor die woord, en maak dit maklik in ons hart en gedagtes net so plat. Dit is maar dinge wat aangaan, wat gereël word weekliks. Christus is nie hier nie. Groot fout om te maak. Hy lê sy seun op sy disippels, sy teenwoordigheid, sy werksaamheid verlaat nie sy disippels nie. O, dat ons hom mag sien, soos hy opgevaar het, hande uitgestrek oor ons. En gebeur die kwessie, ons doen nie altyd nie. Die soetheid, die krag, die motivering, die rus, wat daar is in die wete, dat hy vaar op, seënend, hy is in die hemel aan die regterkant van die Here, seënend oor sy gemeente, die soetheid en rus daarvan, gaan so maklik by ons verlore. Dit is verseker een van die hartseerste feite van hierdie lewe. Ons kan hierdie waarheid ken. Ons kan opkyk en sy woord onthou, dit preek vir ons harte, dat hy sy seënende hande oor ons hou, sonder om die krag en die troos daarvan te proe. Ons kan roep, hy het verdwyn, maar my nie verlaat nie, en tog heel verlate voel. Veral in tye van swaar kry. Wanneer ons slegte nuus ontvang, wanneer tragedie tref, of wanneer bekommernis insluip, wanneer die beker bitter raak, dan ken ons hierdie waarheid van sy seëninge, wat ons sien by sy hemelvaart, ons glo dit, maar ons proe dit nie. Ons ervaar dit nie. Ons sê vir ons siel, waarom buig jy jou in my? En tog wil die duisternis nie lig nie. Tog weier die duisternis om pad gegee, sodat ons hierdie kosbare waarheid, wat ons deur die werk van die Gees glo, te kan ervaar. En die vraag is waarom? Waarom kan ons hierdie kostelike, soet waarhede van sy seun, sy teenwoordigheid, sy werksaamheid in en onder ons altyd deur ken en glo, en nie ervaar soms nie. Nie proe nie. Waarom kan ons nog steeds ten spyte daarvan sit met 'n seer siel, 'n troostelose wolk wat oor ons reën? Waarom voel die Here en sy seënende hande soms ver, dof en duister? Blaai saam met my dan met hierdie vraag en gedagte na Handelinge 1. Handelinge 1 is die tweede vertelling wat die Gees deur Lukas neerpen oor die hemelvaart van ons Here. Saam luister vanuit vers 9 tot 14, Handelinge 1. Vers 9, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle het almal eendragtig vol hart in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Tot sover. Let op vers 10. Toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle.
Nou mens kan dink dat die disippels by die hemelvaart worsteling en vrae gehad het. Hulle het al hulle hoop en verwagting op Christus geplaas. Mens sien dit in die teks, net in die vorige verse van wat ons nou gelees het, waar ons hulle vra vir Christus, gaan hy nou die koninkryk bevestig? Die koninkryk van Israel? Is dit nou die tyd? Al hulle hoop is op hom. Hulle het hulle hele lewens agtergelaat om hom te volg. En hulle het hierdie groot verwagting en verligting, want hy was weg en hy is terug by ons, hy het opgestaan. Maar nou is hy weer weg. Nou gaan hy weer weg. So jy kan dink, daar was vrae, daar was onsekerheid, daar was worstelinge, maar dan hoor ons, God stuur 2 manne in wit klere, 2 engele, om hulle te vertroos en te bemoedig. So die engele kom, na die hemelvaart van die Here, terwyl hulle nog opkyk, en hulle verklaar wat daar gebeur het. Hulle verduidelik, hulle bemoedig, hulle versterk, en sê, hy het julle nie verlaat nie, hy is nie weg nie, hy gaan plek voorberei, hy gaan doen werk daar, hy heers, hy tree in vir julle, hy het julle geseën terwyl hy weggaan, soos wat hy gegaan het, sal hy weerkom. Is nie vir ewig weg nie. Is 'n kragtige verklaring en seël wat aan die gebeur is hier met hierdie 2 manne. En ons hoor die gevolg daarvan, hulle gaan met groot blydskap, toewyding, ywer terug in die stad in. Hulle Here is fisies weg, maar intiem teenwoordig in sy seun wat hy op hulle gelê het, en hy kom weer. So enige twyfeling, enige worsteling, enige vraag wat die disippels gehad het, toe hulle Here sien opvaar, is gestil. Deur hierdie 2 manne in wit klere, wat God stuur, terwyl Christus opvaar. Hulle worsteling, hulle vraag is beantwoord. Oorweeg met die wete nou hiervan, oorweeg net die volgende dan. Hierdie bevestiging, hierdie versterking, hierdie vertroosting, wat hulle gekry het, deur die 2 manne in wit klere wat hulle verskyn, het God nie vir hulle gegee, na die kruis en die graf van ons Here nie. God was stil by die kruis. Daar waar sy disippels sy troostende stem nodiger gehad het as ooit. Hulle Here, die Seun van God, op wie al hulle hoop en vertroue was, vir wie hulle ganse lewe agtergelaat het en gevolg het. Hy is deur die boosheid van die Jode en die hande van die heidene vermoor. Ons het dit gesien, hy lê in sy graf. Josef het hom gaan begrawe in sy graf. Hy is weg. As hulle ooit die behoefte gehad het vir hierdie manne in wit klere, om hulle te verklaar, te verduidelik, te sê wat daar aangaan, dan was dit by die kruis. Hulle het dit nodig gehad daai tyd. Maar vir 3 dae lank is God stil. 3 dae na die kruis. Waarom? En dis die vraag. Dis die vraag wat ons kry, veral tydens ons swaar kry. Waarom is God juist stil wanneer dit vir my voel, ek het sy troos die meeste nodig? Waarom moet ons soms soos die disippels sit? Al die waarhede in ons skoot, ons ken dit, ons het dit, maar ek proe nie die troos daarin nie. Ek proe nie die verligting van my seer en my worsteling en my vrae nie. Die vreugde in die antwoorde van die Here nie. Ek het die kennis, maar my siel weier om die troos daarvan te geniet. Waarom gebeur dit? Waarom was God se stem stil teenoor sy disippels by die kruis in hulle donkerste ure? En daar's 'n sin waarin hierdie vraag alleen deur God geantwoord sal kan word. Hy alleen ken die antwoord. In sy alwysheid is hy besig om 1000 dinge in en deur jou te doen, tydens jou swaar kry, tydens jou donker tye van stilte. Maar hier in die teks kan ons sien, by sy disippels het hy een ding gedoen ten minste, hy het hulle getoets, hy het hulle verdiep. As die Here sê vir Petrus in Lukas 22, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. So die disippels het sy woord gehoor, hulle het sy beloftes gehoor, nou moet hulle dit glo. Jesus het hulle deur 'n soete tyd gevat, waar hy by hulle was, hulle geleer het,
waar hulle die kosbaarhede, die vreugde van wat hy hulle leer kon dieper, intiemer ervaar, want hy's daar, en dan sê hy vir hulle, daar kom 'n tyd, waar julle getoets gaan word, waar die waarhede wat ek vir julle gesê het, wat ek vir julle gegee het, waar julle dit nie so nou en naby en intiem gaan proe nie, waarin julle gaan moet vashou daaraan, selfs in 'n donker tyd. En by die kruis word hulle dan getoets, na die kruis vir 3 dae, word sy disippels getoets. Hulle word getoets, en hulle word verdiep. Want dis wat gebeur, wanneer die Here daai vreugde en ervaring van die troos van sy woord en beloftes en van sy seëninge nie so duidelik en direk vir ons gee, soos wat hy soms doen nie. Wanneer hy dit 'n bietjie weerhou. Hy gee vir ons sy woorde, maar ons proe nie die troos daar nie. Ons word getoets en ons verdiep. Ons dink aan Thomas. Hy wil nie glo Christus het opgestaan nie, totdat hy dit self sien nie. En dan sê ons Here vir hom in Johannes 20, jy glo omdat jy gesien het, salig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Nou by die kruisiging, die sterfte, die graf van Jesus, is dit juis wat gebeur het met die disippels. Hulle het nie gesien nie, hulle was nie seker wat nou aangaan of wat voor lê nie, daar het geen manne met wit klere aan hulle verskyn om te verklaar vir hulle wat gebeur het nie, maar hulle het die beloftes van die Here. Hulle het sy woord. Hulle moet daaraan vashou en hulle moet glo. So hulle geloof was nie net beproef nie, maar ook verdiep. Hulle was gedwing om dieper te word. En ons sien dit, die toetsing van hulle geloof daar, na die kruis. Dit het hulle dieper gevat. Want wat hoor ons? Hulle het die toets weerstaan. Wat hoor ons van hulle na die kruisiging? Waar kry ons hulle? Saam, besig om te bid. So hulle geloof is uitermate versterk en verdiep. Hulle geloof is getoets en hierdie toets deurstaan. En dit is nodig gewees, want as ons dink aan wat gebeur direk na die hemelvaart, wat word vir hulle gesê? Julle moet nou uitgaan en julle moet die evangelie gaan verkondig, bereid wees om julle lewe te gee daarvoor. Die begin van daai toetsing, van daai verdieping het begin toe hulle gesit het in 'n donker plek, na die kruisiging, onseker, hulle weet nie wat gaan gebeur nie. Hulle het nie hierdie manne in wit klere wat kon verklaar wat gebeur het nie. Maar dan hoor ons, wat doen ons Here hier so by die hemelvaart? Hy verdiep, hy versoet daardie waarhede sy beloftes aan hulle, deur dit te bevestig deur die manne in wit klere wat kom. So wat ons moet raak sien is, die Here plaas ons so baie in die situasie van die disippels, tussen sy hemelvaart en sy dood en sy hemelvaart, en hy 'n plek waar ons sy waarhede en beloftes het, net soos die disippels dit gehad het, maar nie die soetheid en troos daarvan proe nie. Hoe baie sit ons in ons swaar kry? Ons kyk na die woord van die Here. Ons lees deur die psalms. Ons lees deur sy beloftes. Ons herinner onsself aan hoe hy ons seën by sy hemelvaart en hoe sy seën altyd op ons rus. Maar ons siel word nie getroos deur die swaar, as in die swaar kry nie. Ons weet daar is troos, daar is kosbaarhede, maar ons voel nie die troos daarvan nie. Die Here sit ons in daai situasie, soos wat hy die disippels gesit het na die kruisiging. En hy doen dit nog altyd met sy kinders, om hulle te verdiep en om hulle te toets. Lees die psalms, jy sien dit gedurig deur in die psalms. Psalm 42, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor sy aangesig verskyn? My trane is my spys, dag en nag. Wat's dit? Dis wat die disippels ervaar het na die kruisiging. Wat jy soms ervaar in jou swaar kry. Psalm 83, o God, hou nie stil nie, swyg nie en rus nie, o God. Psalm 130, Here,
hoor na my stem, laat u ore luister na die stem van my smeekinge. Een ding wat jy moet weet, in daardie donker tye, waar jy die waarheid het, maar jy het nie hierdie manne in wit klere wat die Here stuur, wat dit kom bevestig in jou. En jy wat dan die soetheid en die troos van die waarhede proe nie, maar jy wat sit en die waarhede het en dit nie proe nie. Een ding wat jy moet weet in daai tyd, is dat Christus word verheerlik uitermate, en jy wat bly vashou. Jy wat bly wag op hom. Veral wanneer ons die troos en die bemoediging van sy beloftes nie proe nie. Want ons is so geneig om te dink, die Here luister slegs na my, hy seën my slegs, sal slegs verheerlik word in my swaar kry, as ek die troos wat hy gee, die beloftes wat hy gee, ervaar. As my hart, na ek sy woord hoor, na ek gebid het, net stil raak, dan sal hy verheerlik word. Maar as ek na ek gebid het, na ek sy beloftes vir my hart gepreek het, nog steeds worstel, nog steeds sukkel, dan word hy nie verheerlik nie. Maar o sien raak hoe Christus homself uitermate verheerlik, wanneer jy in tye van geestelike droefheid en duister aan hom en sy woord vashou, en daarop wag. Wanneer jy selfs na hy die soete ervaring van rus en troos uit sy beloftes uit wegvat, aanhou roep en wag op hom. Dan kan Job, dis soos Job. Die Satan kom na die Here toe en sê vir hom, natuurlik dien Job u, natuurlik is hy getrou aan u, natuurlik hou hy vas, en kyk wat het hy, vat dit weg, en dan doen die Here, hy vat dit by Job, en wat gebeur? Job bly vroom, hy bly vashou, hy bly getrou, en daardeur word die Here verheerlik. Net so met ons. En jouself indink die duiwel sê vir die Here, natuurlik glo u kind in u, hou hy vas aan u, wag hy op u, is hy getrou op u, is hy bly in u. U gee hom al hierdie troos in u woord, in beloftes, kry hy swaar, kom hy in die knyp, en u is oorvloedig met u woord en beloftes, en met u gees wat die beloftes in sy hart uitsprei, dat hy die troos daarvan ervaar. Vat bietjie dit weg, vat die manne in wit klere weg, wat die troos in sy hart bevestig, en kyk wat gebeur. En dan, soms plaas die Here ons dan daar. En as dit so nodig om te sien, wanneer ons sy woord vir ons hart preek, en daaraan vashou, en sy beloftes vashou, sy seëninge vashou, en spite daarvan dat ons nie die volle soetheid daarvan proe nie, daarin word hy uitermate verheerlik. So dit leer God ons vanmiddag deur sy handelinge met sy disippels by sy hemelvaart. Omdat sy verdwyning nie sy verlating is nie, omdat sy seënende hande altyd oor ons uitgestrek is, daarom kan ons bly vashou, kan ons bly hoop op hom en sy belofte, selfs wanneer ons soos die disippels in duisternis sit, na die kruisiging, waar die skerpste straal van God se troos ons harte nie kan verlig nie. Ons tekort aan die ervaring van sy seëninge, sy troos, sy bemoediging deur sy woord en sy beloftes, beteken nie dat hy dit onttrek het nie. Want soos ons keer op keer sien, ons soetheid, ons sal weer die soetheid en die troos van sy beloftes proe. Al proe ons dit vir 'n tyd lank in ons swaar kry nie. Sien dit byvoorbeeld in Handelinge met die disippels, of was 'n tyd van swaar kry, van deurmekaarheid, waar hulle nie die bevestiging gekry het oor die beloftes, die soetheid geproe het daarvan nie, hier by die hemelvaart doen hulle. Psalm 42 wat eindig, wat buig jy jou neer in my, o my siel, en wat is jy onrustig? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig en my God. Die disippels sit in God stilte na die kruis, maar hulle ontvang die bevestiging deur die manne in wit klere, hier by die hemelvaart. Soos ons sing en gaan sing, sy goedheid duur die nagte, sy heil breek eindelik deur. Amen. Ons bid saam.
ons Vader wat in die hemel is. En prys ons U daarvoor dat ons kan opkyk en ongeag ons swaar kry, ongeag die droogte waarin ons voel ons sit, altyd ons Here se seënende hande oor ons kan sien. Prys U dat ons hierdie troos, hierdie rus het. U ken ons. U weet hoe maklik wanneer daar swaar kry kom. Ons hardloop na U woord toe en soek vir troos, maar hoe ons harte net ongetroos bly. Dankie dat ons mag weet, selfs in daardie tyd, U seënende hande oor ons bly. U nie U goedheid onttrek van ons af nie. Hoe U aangesig altyd oor ons skyn, hoe U ons altyd genadig is. Dus dankie Vader vir die versekering, die bevestiging, die beloftes wat ons het van ons Here Jesus Christus in die hemele by U. Hy wat ons as koning heers en vir ons intree. Ons bid dan dat U altyd in ons sal werk om te weet, te ken, te onthou, herinner te word deur U Gees aan ons Here se seëning by ons, sy teenwoordigheid onder ons. Dat ons hom sal sien wandel tussen die kandelare. Dat ons nie in die kerk sal optree of sal dink aan U gemeente, U bruid, as los van Christus af nie. Maar dat ons hom altyd sal sien in sy seënende teenwoordigheid by ons, onder ons. Ons prys U vir die beloftes en die rus en die troos wat ons het. Seën ons dan in die dag dat ons harte gerig sal bly op ons Here wat aan U regterhand sit. Seën ons in die week, bewaar ons, wees met ons en bring ons dan dat ons weer met vreugde en weer met opgewondenheid voor U sal verskyn Sondag. Ons dank en prys U en bring ons bede voor U in die naam van ons Here, Jesus Christus. Verhoor ons om sy naam ontwil. Amen. Ons antwoord ons Here deur vir hom te sing, Psalm 130, en daarvan gaan ons saam vers 3 en 4 sing. Broers en susters, ontvang die seën van ons Here. Die Here sal jou seën en jou bewaar.
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.